Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons as die kinders hier vanaand by mekaar kan kom. Here, dankie dat ons vanaand kan gesels oor hierdie kosbare tema van gebed. Hierdie gawe wat U vir ons gegee het. Hierdie middel tot genade wat U vir ons geskenk het. Uitnodiging tot die genadekamer. En ons kan soontoe gaan met vrymoedigheid. Want Christus het daardie gordyn kom skeur. En daarvoor, Here, is ons U ewig dankbaar. En ons vra dat U deur die Heilige Gees vanaand ons harte sal oopmaak, ons gedagtes sal verfris, en ons sal openbaar die dinge wat U wil hê ons moet hoor. En dat U verheerlik sal word deur ons gemeente as individue, huisgesinne en weier, wat miskien iets anders besef as dit kom by gebed. En mag daar herlewing wees op die wyse waarop ons bid as 'n gemeente saam. Mag U vanaand spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Goed, julle kan vir my julle boekies oopmaak as julle wil. Julle sal sien op die eerste paar bladsye is daar 'n gedeelte wat gaan oor groot groep aanbieding. Dis nie baie lank nie, maar dis eintlik net 'n opsomming, so jy hoef nie daar te volg nie. Maar net dat jy weet waar dit is, as jy dalk wil terugkyk en sien, so ek het dit vir julle ingesit, die manuskrip, sodat julle 'n bietjie kan gaan, as jy wil onthou wat is gesê en jy wil die video kyk of saam volg, dan het jy dit daar by jou. So dis maar die gedagte gaan. So waarby ek vanaand wil begin is rondom hierdie tema dat gebed is omgang met die lewende God. Die gedagte gaan oor intimiteit. So om aan te sluit by wat ons so 'n paar weke terug vir mekaar gesê het, gaan oor die feit dat die disippels na Jesus toe gekom het met 'n spesifieke vraag. En daardie vraag was: Here, leer ons bid. So die gedagte gaan daaroor wat ek wil hê julle moet bietjie saam met my dink oor in hierdie week, is hoekom sou die disippels dit vir ons Here Jesus vra? En omdat ek nou daai Sondag daaroor gepreek het, gaan ons nie vanaand te lank hier stil staan nie, maar ek wil net hê jy moet vir 'n oomblik in jou geestesoog daar wees. Alles sien wat hierdie mense sien, die wonderwerke, die kragtige prediking, die verlossing van mense, al hierdie hoop wat saam met Christus kom. En die behoefte wat in sy disippels se hart is Here, leer ons bid. Want hulle sien iets in Jesus se gebedslewe wat ek dink ons baie keer mis. En dis hoekom ek julle daar net vir 'n oomblik soontoe wil vat. Want ek wil graag vir julle herinner dat gebed is nie 'n bysaak as dit kom by die koninkryk van God nie. Dis nie 'n add-on nie. Dis soos die Engelsman sê. Gebed is die plek waar jy omgang beleef met die lewende God, bedoelende intimiteit met God beleef. So jy kan Bybelkennis hê sonder gebed. Jy kan dalk aktief wees in die kerk sonder gebed, maar een ding wat jy nooit in jou lewe sal ervaar nie, is intimiteit sonder gebed nie. En dit is ons vertrekpunt vanaand. Gebed gaan primêr oor intimiteit met die Here. En jy moet tyd in jou lewe inruim vir waar jy daai intimiteit met die Here gaan benut, geniet. Okay, so ek wil vir julle vanaand inlei teologies om bietjie daar te gaan dink. So, ek het dit vir julle saamgebring om te sê vanaand se tema hoofsaaklik is, julle sal onthou ons het gepraat oor ons jaartema lewe in die lig van die koninkryk, en gebed is dan die asemhaling van die koninkryk. Dan gebed as omgang, wil ek net so 'n opsomming vir julle gee waar ek neergeskryf het. Die Here se uitnodiging tot gebed is 'n uitnodiging tot 'n dieper verhouding. Dis wat ek wil hê julle moet asseblief verstaan vanaand. Die uitnodiging tot gebed is uitnodiging tot 'n dieper verhouding met hom. Gebed dien as 'n middel tot genade en as 'n manier om God se wil te soek. En julle sal sien in daai boekie het ek vir julle geskryf, ons is nie selfstandige wesens nie. Die mens is nie selfstandig nie. Die mens is 'n wese wat geskape is in verhouding tot God. En daardie verhouding word op verskillende maniere beskryf. Dit word primêr, waar ons vanaand gaan kyk uit Romeine uit, beskryf as 'n vader-kind verhouding. So dit is intiem, persoonlik. Jy bid nie tot 'n va-God nie, jy bid nie tot 'n onpersoonlike God nie, jy bid tot jou Vader wat in die hemel is. En die vraag dan in jou hart is, wat beteken dit? Is dit vir jou kosbaar dat jy die skepper van hemel en aarde kan aanspreek as Abba, Vader? So groot soos wat hy is, so heilig soos wat hy is, so wonderbaarlik soos wat hy is, sê hy vir jou, noem my Abba, Vader. En weer eens vir my, in die seisoen van my lewe waarin ek is, waar my dogtertjie, ek weet nie of julle dit al in die kerk gehoor het nie, maar een van die woorde wat sy nou uitbasyn, is die woordjie dad. En sy sal loop in die kerk rond en in die huis rond, en dan hoor ek net, dad, en dan my dad kom. En dit roer my hart, so kan julle net vir julleself indink, ek as mens, wat dit beleef, ervaar, hoeveel te meer my Vader, wat in die hemel is. Hy wil hê ons moet bid, hy wil hê ons moet tot hom nader. Jy val hom nooit lastig nie.
Jy val hom nooit lastig nie. Hy het dit vir jou geskenk, sodat jy intimiteit met hom kan geniet. Dis verhouding. Dis verhouding. So, ek wil net julle moet asseblief ook hoor, dat gebed gaan nie oor tegniek nie. Gebed gaan nie oor tegniek nie. So, as ons hiernatoe gaan, na die Lukas teks toe, julle kan julle Bybels daar oopmaak, maar soos ek sê, ek gaan nie vanaand te lank hier stil staan nie, ons gaan net so bietjie, net 'n opsomming gee van die eerste 4 verse, in Lukas 11 vanaf vers 1. Lees ons, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid, en toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê toe vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. En dan gee hy die gelykenis, wat ons bietjie oor gesels het. Nou, al wat ek hier vir julle saamgebring het ter opsomming, omdat ons hieroor gepreek het, is om vir julle te sê, Lukas beklemtoon die persoonlike verhouding tussen ons en God. Hy begin die gebed deur vir ons te sê, dat dit gaan daaroor dat ons die Vader se heiligheid respekteer. Nou, vandag, wat beteken die woordjie heilig? Afgesonder, né? Afgesonder. So, hierdie, as julle my mooi verstaan, as dit kom by gebed en hoe ek oor gebed dink, gaan dit primêr oor jou ingesteldheid, jou motivering, jou houding, wanneer jy tot die genade troon gaan. En wanneer jy God se heiligheid respekteer, dan beteken dit ons gaan in sy genade troon, genadekamer in, nederig, afhanklik. Nie soos 'n entitled kind, wat sê, ek verdien dit, of dit is my reg om te, of wat ek wil, dis nie, dan mis ons die punt so bietjie. Dis nederig. My Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So, Christus maak dit persoonlik, en hy sê vir ons moet die heiligheid van die Vader respekteer, en ons afhanklikheid op die Here plaas, veral as dit kom by jou daaglikse behoeftes. Ons is afhanklik van God. Alles wat ons het, alles wat ons geniet, kom uit die hand van die Vader. Hy seën jou om elke oggend op te staan. Jou werk, jou gawes, jou talente, alle goed kom uit die hand van die Here. Dis genade. Dis genade. So, nie om daai goedjies van selfsprekend te aanvaar nie, maar om te sê, sjoe, die skepper van die hemel en aarde is nie ver verwyder van sy skepping en ver verwyder van ons lyding en die dinge wat ek en jy hier elke dag beleef nie. Daar is 'n doel agter dit, daar is 'n punt daar agter, daar is betekenis daar agter en die Here let daarop. Net moet die prentjie verander as jy vanaand, hoe ook al jy bid, tot die Here nader. En hierdie woorde, help ons met woordeskat, soos ek net vir julle kan opsom, tot wie bid ons, word ons geleer? Ons Vader wat in die hemel is. Kan jy bid tot Jesus? Natuurlik. Jy kan jy bid tot die Heilige Gees? Natuurlik, jy kan. Maar, as ons kom by gebed 101, jy bid tot jou Vader wat in die hemel is. Deur die Here Jesus Christus. Hoe sluit ons gebede af? Ons vra dit nie omdat ons het verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy is die verlosser. Hy is die middelaar. En hy is prakties. Jy gaan nou sien, as ons kom by teologie, sê John Bunyan byvoorbeeld, ek gaan nou ietsie oor hom sê, maar hy sê gebed is die uitstorting van die hart tot jou Vader wat in die hemel is, deur die Here Jesus Christus, in die krag van die Heilige Gees. Nou, ek gaan daai beginsel vir julle mooi verduidelik vanaand. Ek gaan dit ook op die bord sit. Maar ek wil net julle met daai diepte hoor. So kom ons gaan na Romeine toe. Romeine 8, vers 15 tot 27. En ek wil hê ons moet dit saam lees, en dan gaan ek net so 'n paar goedjies daaroor sê vanaand. So Romeine 8 vers 15 lees ons, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Nou, as daar iets is in jou Bybel wat jy moet onderstreep, is dit hierdie gedeelte, want hier is nou die vraag, ons gaan nou daarby kom, maar net dat jy so lank daaraan dink. Hoe beïnvloed dit jou gebedslewe, dat die Heilige Gees jou 'n kind van God maak? En dat wanneer jy tot God nader jy nie tot God soos 'n slaaf nie, maar soos 'n kind. Hoe beïnvloed dit jou gebedslewe? Tweedens,
Hoe beïnvloed dit jou gebedslewe dat jy hierdie taal gebruik hoor, verbondstaal, dat jy 'n erfgenaam is? 'n Erfgenaam van wat? 'n Erfgenaam van wat? Ek gaan nou vir julle 'n antwoord gee op dit. Ek wil net jy moet so lank bietjie dink daaroor. Waarvan is ons erfgename? Vers 18 sê Paulus, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy ook die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Dit kom sluit nogal aan by wat aan die Magda nou gevra het. Wanneer ons kom by lyding, wanneer dit kom by onreg wat teenoor ons gepleeg word, daai sug, ons hoop, nee, soos die kerk van ouds kom, Here Jesus Christus, kom gou. Ons sien uit na 'n nuwe skepping. Maak dit vir sin? So julle gaan nou sien wat sê Paulus doen die Heilige Gees met ons sigte. So hy sê ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het en hy sal ons van die verganklikheid bevry. Want ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop hy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy wil, volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees in die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik, net tot sover. So as ek net vir julle 'n opsomming kan gee oor hierdie diep, ryk teks, sê die apostel Paulus vir ons gebed is ons geestelike asemhaling, waarmee ons afhanklik is van God se Gees. En die Gees pleit vir ons in ons swakheid, wat ons herinner aan God se liefde en aanneeming. So as ons nou hierdie vraag vra, jy word 'n erfgenaam van wat? Dis verbondstaal. Jy word 'n erfgenaam van die beloftes wat aan Abraham gemaak is. En wat behels daardie beloftes? Kindskap, versorging. Ek beloof om vir jou God te wees, nie net vir jou nie, maar ook vir jou nageslag en al hulle geslagte. Hoop. Dit is wat dit behels. Nou in die nuwe verbond is dit ewige lewe. Dis ewige lewe. Dat ons weer aan die bruilofsfees gaan deelneem, dat ons weer daardie intimiteit wat in die tuin van Eden is, kan beleef en koester tot in alle ewigheid. Dit is die erfgenaam. Dit is die erfenis wat ek en jy ontvang. So wanneer jy byvoorbeeld na die Here nader as 'n kind wat tot jou Vader bid, mag jy vir die Here herinner aan die dinge wat hy beloof het in sy skrif. Jy mag byvoorbeeld na die Here toe gaan, en jy sal dit dwars deur die Bybel sien, ons gaan nou kyk na 'n paar voorbeelde, maar jy sal deur die Bybel sien, mense nader tot God, en dan sê hulle, Here, sal U dit so laat gebeur, soos U beloof. Psalm 119 is deurtrek daarvan. Soos U beloof, soos U beloof, soos U beloof. Dis nie omdat hy lei aan gee verlies nie, maar ek en jy doen, soms. So ons herinner hom, maar dit gee vir jou hart gemoedsrus. Een van die gebede, en ek praat weer eens uit die huis uit, wat ek bid elke aand van my lewe, is wanneer my dogtertjie gaan slaap, en dan sê ek, Here, wees asseblief my kind barmhartig, soos U beloof. Wees my kind genadig, soos U beloof. En dit gee vir my gemoedsrus, want die Here het beloof om ook 'n Haagod te wees. Jy hoor daardie beginsel. Wanneer ons deur lyding gaan, die dal van doodskade weer, die belofte dat U is by my. Ook daar lei U regterhand my. God se teenwoordigheid deur sy Heilige Gees. Kan julle hoor hoe diep is dit? So as jy een ding vanaand asseblief hoor, is dit dat gebed is nie eendimensioneel nie. Dit is nie oppervlakkig nie. Dit is baie diep en dinamies en bestaan uit 'n klomp fasette.
maar dis jou geestelike asemhaling. Dis krities belangrik. So, as ons kom by, as ek net vir julle teologies kan anker, sodat julle kan hoor, dis nie net my opinie nie, het ek hier vir julle neergeskryf, 2 ouens, en ek het die boeke bestel, maar hulle is nog nie hier nie, so ek wil graag, as die boeke beskikbaar is, het vir die gemeente bekend maak, of beskikbaar stel, sodat julle dit kan koop. Maar John Bunyan byvoorbeeld, hy het in die 1600s geleef, was 'n Engelse Puriteinse prediker en skrywer, baie bekend vir sy, seker een van die mees invloedrykste boeke wat ooit geskryf is in die Christendom, buite in die Bybel, en dit is die Pelgrimsreis, of in Engels, The Pilgrim's Quest, of The Pilgrim's Progress. En wat interessant was, hy was in die tronk gegooi vir baie jare, omdat hy in daai tyd nie opgehou het om te preek buite die staatskerk nie. En omdat hy dit gedoen het, het hulle hom in die tronk gegooi, en daar het hy bekend geraak as iemand wat diep reformatories was, ervaringsgerig en gefokus op bekering, volharding en die stryd van die gelowige. In ander woorde, jy gaan dit nie maklik hê nie, en ons almal weet dit. Wanneer jy tot bekering kom en 'n pad saam met die Here loop, dan begin jou stryd eintlik eers. En baie van ons ervaar dit so. Nou, hy het geskryf, as dit kom by gebed, dat gebed is 'n intieme verbinding met God. En hy het 5 kenmerke oor gebed neergeskryf, wat die essensie van die heilige praktyk en sy belangrikheid beklemtoon. In die boek sal julle sien, is die volle aanhaling van wat hy neergeskryf het, dat gebed, sê hy, is die mens wat sy hart uitstort tot God, deur Christus in die krag van die Heilige Gees. Nou, ek het vir julle opgesom, hier's 5 punte, en jy kan dit neerskryf, of nou op YouTube gaan kyk. Dit gaan oor die uitstorting van die hart, en daarom wil ek vanaand vir jou sê, dit gaan nie oor tegniek nie. Baie van ons wil nie, soos om Solly gesê het, in die openbaar bid nie, want dit is 'n bietjie intimiderend, want net nou sê jy iets simpel, of mense lag vir jou, of dit is dalk nie diep nie, want ander mense bid so, dat hulle die hemelpoorte skud met hulle woorde. En daarom dink ons, gebed gaan oor tegniek. Gebed gaan oor opregtheid, eerlikheid. Jy wat jou hart uitstort voor die Here. En dit kan baie keer net 'n dankie wees. Of help, wees my genadig. Dit hoef nie hierdie diep gebeure altyd te wees nie. En daar sit ons weer druk op onsself. Dis uitstorting van die hart, nie net woorde nie. Dis gerig tot 'n lewende God. Dis deur ons Here Jesus Christus. Hier wil ek net ietsie kort vir julle sê, wat dit beteken. Wat dit beteken dat jy bid deur die Here Jesus Christus, gaan daaroor dat Christus is middelaar, nie in ons teologie, die dominee nie. Ek is nie 'n middelaar tussen God en sy gemeente nie, Christus is. En die gedagte gaan daarom dat wanneer jy voor God verskyn, dan doen jy dit nie met jou eie vroomheid nie. Jy kan net daar gaan staan op grond van die bloed van ons Here Jesus Christus. En die bedoeling daarachter is ongelooflik diep. Want onthou julle gisterand het ek vir u gesê, onthou die kruisgebeurtenis is nie net 'n liefdesdaad nie, alhoewel dit is. Dis 'n hof gebeure wat daar afgespeel het, 'n regsaak. Dit 'n lesdaai, die Griekse woord toe Christus sê dit is volbring, veronderstel dat hy iets by ons gevat het, ons skuld, dit wat ons God verskuldig is, en hy het dit vereffen. Hy het daardie skuld kom betaal. Jou rekening is betaal. Sonde is nie net oorgesien nie. Is nie net oorgesien nie. So wanneer jy dan tot God nader in jou gebedskamer, dan sien die Vader nie jou sonde nie, hy sien sy seun. En die implikasie daarvan is dat Christus vat jou sonde en in ruil daarvoor gee hy vir jou geregtigheid. Soveel so dat wanneer die Vader dan na jou kyk hy na jou asof jy nog nooit sonde gedoen het in jou hele lewe nie. Dit is wat Christus vir jou kom doen het. Dis hoekom dit goeie nuus is. En dit gee vir my en vir jou vrymoedigheid om tot God te nader. Moenie laat die vyand jou die leuen laat glo, dat omdat daar sonde is in jou lewe, of omdat jy struikel of daai klas van goed, jy nie kan bid nie. Hy wil jou weghou van God af, want dis in daai intimiteit waar my en jou krag lê, om die wêreld te verander. Dis in gebed. So, hoor vanaand, wanneer jy tot jou Vader nader wat in die hemel is, sien hy sy seun. Hy sien sy seun, sy verdienste aan die kruis. Kom ons vat dit nog dieper. Julle weet in Job word daar gepraat van die hemelse hof, wat daar afspeel. En dan is nou hierdie beeld, dat jy die Vader as regter op die troon, en dan jy die seun aan sy regterhand, wat vir jou pleit, hy is jou advokaat. In ander woorde, wanneer die aanklaer, die Satan kom, en hy kom sê, het jy gesien wat het broer so en so nou weer gedoen, dan tree die Here vir jou in die hemel, en sê, maar onthou wat het ek gedoen. En hy behoort, en sy behoort aan my. Onthou wat het ek gedoen.
Onthou wat het ek gedoen. En die Heilige Gees is uitgestort en ons noem hom die Parakleet. Hy is ook 'n advokaat. En hy tree ook vir jou in, het jy gehoor in Romeine. So kan jy sien, Vader sit op die troon, spreek woordelik as persoon, die Seun is die een wat vir jou daar ook intree as jou middelaar, en die Heilige Gees verwoord jou gebede. Dis ongelooflik diep. Ongelooflik diep. So, ons moet dit nie net as oppervlakkig sien nie. Deur Christus alleen in die krag van die Heilige Gees, en die doel is om ons gebede, ons lewe, ons begeertes, behoeftes te bring onder die wil van God. Dit is die doel. Vader, U wil geskied. Kom ons sluit af. Tweede ou wat ek oor julle wil gesels, kort, is William Gurnall, ook in die 1700s gelewe, of 1600s. Hy het gesê, hy het die boek geskryf, The Christian in Complete Armor, wat 'n monumentale werk was oor Efesiërs 6 en die wapenrusting. Nou hoor hoe beskryf hy gebed. Hierdie is 'n direkte aanhaling wat ook in julle boek is. Hy het gesê, soos asemhaling die teken van 'n natuurlike lewe is, so is gebed die teken van geestelike lewe. Waar geloof leef, sal gebed asemhaal. Dis ons grondslag. Daar waar geloof is, teenwoordig is, aktief is, opreg is, sal gebed teenwoordig wees, want dit is soos asemhaal vir die gelowige.